Hallo julle, ek is Erika Basson, ek is 'n opvoedkundige sielkundige en ook 'n mamma by Mosaïek. Ek gaan 'n bietjie vandag met julle gesels oor emosionele intelligensie, oor wat dit is en oor hoe jy as ouer jou kind se emosionele intelligensie kan ontwikkel. So mense emosionele intelligensie is jou vermoë om jou gedagtes en jou gevoelens te identifiseer, dit te verstaan en dit te beheer en dit dan later op gepaste wyse aan ander oor te dra. Die nuutste navorsing wys vir ons dat 'n mens se emosionele intelligensie 'n 2 keer sterker voorspeller is as 'n mens se IQ van latere sukses in 'n mens se lewe. So indien jy jou kind kan help om 'n sterk emosionele intelligensie te ontwikkel, dan sal dit jou kind in staat stel om later in sy of haar lewe gesonde verhoudings te kweek, 'n goeie kommunikeerder te kan wees, 'n goeie leier te kan wees. Dit sal hulle ook help om moeilike situasies te kan hanteer en om te kan opstaan vir hulle self. En daarom is dit so belangrik om hierdie skill te bevorder terwyl hulle nog jonk is. So wat sluit emosionele intelligensie in? Emosionele intelligensie sluit in optimisme, dit sluit in impulsbeheer, dit sluit in emosieherkenning en beheer daarvan, dit sluit in empatie, en dan ook interpersoonlike vaardighede. Nou interpersoonlike vaardighede is gewoonlik 'n moeilike ene en dit ontwikkel eers later in 'n mens se lewe. Dit gaan baie oor hoe om 'n goeie maat te wees. Vir nou met die kleintjies gaan dit maar net oor ek sit langs sy maatjie en ek moet nie hom of haar byt of klap of so nie. So dit is ook 'n aspek van interpersoonlike vaardighede. So wat kan jy as ouer doen om jou kind se emosionele intelligensie te ontwikkel en om hulle te help met daai emosies? Die belangrikste deel is, begryp wat is jou rol as ouers. Ons kinders kyk wat ons doen en hulle kyk baie meer as wat hulle luister. So wees bewus van jou eie voorbeeld wat jy stel wanneer dit kom by jou eie emosies, wanneer dit kom by jou regulering en jou hantering van jou emosies. Maak emosionele intelligensie deel van jou daaglikse gesprek met jou kind. Leer vir hulle dat enige gevoel is aanvaarbaar en enige emosie is aanvaarbaar. Niemand mag vir jou sê, jy mag nie so voel nie, maar dat enige gedrag by daai emosie is nie noodwendig aanvaarbaar nie. So ek is miskien baie kwaad nou, en ek wil eintlik nou my boetie of my maatjie klap, maar dit is nie die aanvaarbare gedrag vir daai emosie nie. En leer vir hulle wat hulle eerder kan gaan doen. Gaan slaan 'n boksak, of gaan slaan jou kussing, of gaan vat bietjie time out om af te koel. Sulke tipe van strategieë wat jy hulle kan leer om daai emosies op 'n gesonde manier te kan hanteer. Luister ook na hulle emosies, praat hulle daardeur, sê vir hulle goed soos, mamma kan sien jy is nou kwaad omdat dit gebeur het, of ek kan sien jy is nou hartseer omdat dat gebeur het. Praat hulle daardeur, want deur dit te doen, leer hulle ook dat wat se emosie dit is wat hulle besig is om te aanvaar, en dit normaliseer dit 'n bietjie vir hulle. En dit sit dit ook daar buite, so dit eksternaliseer dit vir hulle, wat dit meer hanteerbaar maak vir hulle. Wys empatie, wys vir hulle as hulle 'n troeteldier het wat miskien doodgaan, dat ons is hartseer, of wys vir hulle dat as iemand deur iets slegs gaan, mens jammer kan voel vir hulle en kan voel waardeur hulle gaan. En dan bou ek hulle selfbeheersing. Dis ook 'n moeilike een. Ek dink baie volwassenes sukkel nog self met dit. Maar bou dit en leer hulle dat ek wil nou hierdie doen, maar ek moet myself bietjie in toom hou en hierdie is dalk 'n beter manier om hierdie te hanteer en dit te doen. 'n Volgende ding wat 'n groot deel maak van emosionele intelligensie is emosionele selfregulasie. So wat is dit? Dit is 'n mens se vermoë om jou eie ervarings en uitdrukking van jou emosies te beheer. Dit is iets wat baie met oefening kan verbeter by kinders en hulle kapasiteit vir emosionele selfregulasie verbeter ook hoe ouer hulle word en hoe meer hulle dit dan nou oefen. Teen omtrent die ouderdom van 4 het meeste kinders begin met strategieë om eksterne stimuli uit te sluit of te beheer dan nou. So byvoorbeeld as hulle weet iets maak my bang, dan maak hulle oogies toe. As ek voel die klanke is te hard, dan druk hulle ore toe. Nou dit is alles iets wat aansluit by selfregulasie. So hulle leer hoe om eksterne stimuli, eksterne gebeure wat ek nie van hou nie, wat vir my te veel voel, wat vir my overwhelming is, uit te skakel of wat ek kan doen om dit dan vir myself beter te maak. Teen ongeveer die ouderdom van 10 jaar oud,
Maak kinders meer gebruik van 'n bietjie meer komplekse strategieë om emosionele selfregulasie dan te bewerkstellig. En dit kan basies maar in 2 kategorieë gedeel word. Die eerste deel is die een wat die probleem probeer oplos. En die ander een is die wat die probeer om die emosie dan te beheer of te tolerate, soos wat ons sal sê in Engels. Nie een van hierdie 2 strategieë is noodwendig reg of verkeerd of beter as die ander een nie. Baie daarvan hang af van jou kind se persoonlikheid en dan soms hang dit ook af van die verskillende situasie waarin daai kind homself of haarself bevind. Mens sal miskien soms sien dat die een kind van die een gebruik maak in 'n spesifieke situasie, maar weer van die ander een in 'n volgende situasie. Die triek met emosionele intelligensie en die ontwikkeling daarvan is dat dit 'n aanhoudende proses is en mens moet konstant gesprekke met jou kind hê en hulle bewus maak van die emosies en die hantering daarvan en net weet waantoe jy op pad is met jou kind en wat jou einddoel is wat jy graag wil hê hulle moet bereik in terme van emosionele intelligensie.